te kry. Ons projekter wil nie vanoggend lekker werk nie. So ons het gaan boekies haal vir die mense om asseblief saam te sing. Want ons weet nie wanneer gaan hy af en wanneer gaan hy aanwees nie. So sing asseblief saam dat ons die woordjies behou. Goed, baie welkom almal hier in die huis van die Here. Ek hoop dit gaan vir julle almal 'n geseënde kerkdiens wees en herberg gaan see. Welkom aan julle ook. Goed, onthou asseblief julle selfone afsit. Die diens word opgeneem en daar is kersse hiervoor as iemand, veral in hierdie tye, partykeer is daar iemand wat jy aan dink, nee. So julle is welkom om 'n kers op te gaan steek. En dan doen ons die lofprysing en ons doen die eerste lied, is lied 364. Strofes 1 tot 3, herders op die ope veld. Christus is
gebore, dis lied 353, strofes 1 tot 3. Strofes 1 tot 4, kom kinders besing met 'n vrolike stem.
lied 358, strofes 1 tot 3. Dankie vir die sangsang en ons verwelkom. Waar is sy? Dr. Liesel Joubert, en soos gewoonlik is ons baie opgewonde om te hoor hoe word die brood vandag vir ons op 'n spesiale manier oopgebreek. Baie dankie. Baie welkom elkeen in die erediens vanoggend. Dis vandag die 4de Sondag van Advent, Sondag van Liefde. Ons gaan nog in hierdie week saam ook Kersfees vier en ons bid dat julle diep bewus sal word van die wonder van die God wat gekies het om tussen ons elkeen te kom woon. Ek wil net so 1 of 2 afkondigings vir ons voorhou. Ek wil net sê dat blykbaar die skerm hier agter my verdwyn so nou en dan. Maar ek dink julle ken nou almal die liedere goed, dis die tyd van die jaar se liedere. So verskoon maar as hy verdwyn, hy kom weer terug. So ek waarsku net. En ek dink daar is liedboekies uitgedeel as jy voel jy wil eerder met 'n liedboekie sing. Ek wil net by voorbidding het ons die name van Bessie Esterhuizen, Martie Strydon, Benna Vermeulen, Leon Sprong, en dan wil ek net byvoeg die naam van Nelmarie van der Walt, van Frans Kraal, wat ook opgeneem is in Hermanus Hospitaal. En soos julle weet is daar altyd meer mense as wat hier op die afkondigings is, sodat ons ook net die tyd aan hulle dink en veral ook die mense in Herberg gaan see. En dan het ons ook net vanoggend die naam ontvang vir die afsterwe van Pierre Spendler van Frans Kraal. Ons dink ook in die tyd ook aan sy familie en sy vriende. Dan is die kerkkantoor gesluit
vanaf 24 Desember en sal weer die 5de Januarie oop wees, so daar sal ook nie 'n bulletin wees op 4 Januarie nie. So ons wil net daaraan herinner. En dan, wat ek nog wel gesê het? Nou, ek vergeet, ja, die kersaandienste. Daar is, ons leraars is op verlof, en dan daar's 'n sekere tyd wat julle vir Dominee Dirk kan kontak as julle nie iemand nodig het, en daar is die, ja, ons baie dienste, so julle kan kies 'n keer watter diens julle graag wil bywoon op Kersdag, en ons nooi julle altyd, soos altyd om te kom. Dit is 'n wonderlike atmosfeer, as so baie vriende en familie en saam kerk te kom, klein en groot. So ons sien ook uit daarna om julle donderdag te ontvang. Ons het 'n gewoonte om ook elke Sondag kersse aan te steek, en ek wil dit net nou doen voor ons die toetredingslied sing. Ek wil graag volgend 'n kers aansteek vir almal wat in Kerstyd alleen is. Ek wil 'n kers aansteek aan almal wat op die oomblik in 'n omgewing is waar daar oorlog is, waar my sukkel om vreugde te hê, sukkel om die môre te sien. En ek wil 'n kers aansteek vir alle kinders. Want dis waaroor die evangelie van Jesus se geboorte gaan, is dat Jesus vir ons sê hoe ons kinders ontvang, is hoe ons hom ontvang. En as ons nie kinders kan ontvang en hulle kan kyk, kan ons nie die Jesus Christus in ons arms opneem nie. Kom ons staan en dan sing ons saam ons toetredingslied, lied 354, O Christus ons verlang. Want liefde is kragtig soos die dood. Baie water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied in ruil vir liefde, sal hy diep verag word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat vir ons elkeen in liefde aan mekaar geweef het. Van Jesus Christus, wat sy tent onder ons kom opslaan het, en die Heilige Gees, wat ons klipharte uithaal en vir ons harte van deernis skenk. Amen. Kom ons staan weer en dan sing ons saam ons lofsang, lied 365. Ons sing daarvan al drie die verse staande, hoor die blye engele lied. Oh
Here voorlees uit Matteus 5 uit, vers 43 tot vers 48. En as ek dit klaar gelees het, dan kan ons net so bly sit en dan gaan ons saam sing die 242 en die 243. Ons gaan dit 2 keer na mekaar sing en dan die tweede keer aan die einde sal ons die amen sing. So 2 keer na mekaar en ons bly so sing. Ek lees vir ons saam. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene lief het wat vir julle lief het, verdien julle dan enige beloning. Maak die tollenaars nie ook maar so nie. En as julle slegs julle broers groet of susters, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie. Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek wil net iets weer sê oor vers 48, ek dink die Engels sê, be ye perfect as your heavenly Father is perfect, en ek dink hoe ons perfect of volmaak hoor, die assosiasie wat ons met die woord het, is soos foutloos, 100% perfect, geen letsel nie. Dis 'n bietjie 'n daunting opdrag, maar die Griekse woord hier is teleos, en dit beteken om voltooi te wees, om complete te wees, om vervul te wees, om dit te wees wat jy bedoel is om te wees. Want as jy dit is wat God vir jou bedoel het om te wees, is jy ook dit wat God self is. Kom ons bly so sit en dan sing ons saam die 2 liedere. Ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en ons doen dit saam met baie ander gelowiges ook op hierdie 4de advent van die kerkjaar. Kom ons doen dit stil. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons die Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter aarde neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ons gaan vanoggend 2 gedeeltes saam lees. As u Bybels het, kan jy dit gerus oopmaak. Die een is Matteus 1
En dan gaan ek ook lees uit Titus. Dis 'n brief later in die Nuwe Testament. Dis van daai kleintjies wat jy gaan verbyblaai. So Titus hoofstuk 3, as dit sal help, dis tussen Timoteus en Filemon. Nie dat ek dink almal weet waar Filemon is, so miskien is dit die uitdaging vanoggend as jy 'n Bybel het om Titus te vind. Dis reg. Kom voor ons saam lees, kom ons bid net saam. Here God, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat dit U is wat eerste na ons verlang, dat dit U is wat die begeerte na U in ons harte plaas, dat ons verlang het om vanoggend hier by mekaar te wees, dat ons verlang om na U woord te hoor. Dankie dat U Uself aan ons kom bekendstel het in Jesus Christus. Dankie dat U vir ons broers en susters van mekaar gemaak het in die doop. Dankie dat ons herinner kan word vanoggend dat ons nie alleen gelowig is nie en dat U met U woord steeds te midde van ons lewe wil spreek en ons wil verander en ons alle meer U beeld gelyk wil laat word. En ons bid Here dat U deur die Heilige Gees ook vanoggend met ons sal werk. Amen. Ek gaan vir ons die twee gedeeltes lees. Matteus 1 is meer bekend dink ek, moontlik as Titus se gedeelte. Ek net die ding hier by my oor trek. Matteus 1 vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was, maar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kan word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie en hy het hom Jesus genoem. En dan gaan ek ook vir ons lees uit Titus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Ek sal nou ietsie sê oor hierdie brief. Herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees, om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk. Niemand te belaster nie, om nie bekleierig te wees nie, maar vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Want ons was ook voorheen onverstandig, ongehoorsaam, verdwaal, verslaaf aan allerlei begeertes en liste. Ons het in kwaadwilligheid en naaiwer geleef. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En dan as u die Bybel vir u miskien oop het, jammer, ek het dit nou nie volgende op die skerm nie, dan sal u sien die volgende gedeelte is in poesievorm geskryf. So dis heel moontlik 'n bekende gebed of lied gewees. Maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming by wyse van die afwassing deur die weergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser. So het hy ons regverdig deur sy genade erfgename gemaak van die ewige lewe waarop ons hoop. Ek wil weer vers 4 lees. Maar toe die goedheid en die menseliefde van God ons verlosser verskyn. Ons het gesê, vandag is die 4de Sondag van Advent, dis die Advent of die Sondag van liefde. Maar liefde is so 'n bietjie van 'n uitvangwoord. Alhoewel dit die kernbelydenis van die evangelie is, alhoewel dit die kernopdrag of die grootste opdrag is wat ons ontvang as gelowiges, dat ons mekaar moet lief hê, dat God liefde is, dink ek in ons omgangstaal
het liefde maar baie keer, ek noem 'n fluffy woord geword, wat ons maar assosieer met baie hartjies, met 'n warm gevoel, positiewe gevoel teenoor iemand. Dis ook 'n baie maklike woord wat jy so 'n afstand kan gebruik. Ek kan nou vir almal van julle vanoggend sê, ek het julle almal lief. Maar ek hoef nie saam met jou huis toe te gaan nie. So dis 'n maklike woord, ons gebruik dit maklik. Maar ek woon nog in 'n wêreld, die wêreld waarin ons bly, waar ons daagliks gekonfronteer word met die kragtadigheid van haat. En baie magteloos voel daaroor. Weet ek nie of fluffy liefde vir ons enigsins van nut kan wees nie. En dis juis in Adventstyd en by al die groot feeste wat ons vier deur die jaar, die kruis, die opstanding, dat ons herinner word dat die liefde waarvan die Bybel praat 'n mag is. Dis meer as 'n blote gevoel. Dis die ruggraat wat alles in mekaar hou. Dis amper die matrix, die baarmoeder waarin alles ingebed is. Dis 'n kragtige mag en liefde het baie name. So miskien as ons na ander name van liefde kyk, en raak sien wat dit is, sal ons miskien ook uitgenooi word om anders dit te word of daaroor te dink. En hier's van die name wat ons ook vanoggend in die Titus brief kry. Nou Titus, een van die volgelinge van Paulus, van Christus, as hy die brief skryf in Kreta, ek almal van Kreta gehoor, maar in elke klein gemeentetjie of dorpie of stad waarna mense gegaan het om die evangelie te verkondig en te laat wortel skiet, het hulle maar hulle eie uitdagings gehad. So die Paulus en sy volgelinge moes daar waar hulle kom probeer sin maak van die evangelie in die plek waar hulle nou 'n kerk begin het. Nou Kreta het 'n baie slegte naam gehad. Dis beskou as 'n plek van moeilikheidmakers en praatjiemakers en hy het sy eie uitdagings gehad en wat daar vir Titus gesê word is miskien moet die gelowiges juis in die plek iets uitstraal van nie aanstoot gee nie, van 'n goeie lewe lei, tot voordeel wees van ander mense. Maar as Titus hulle uitnooi om te leef in vriendelikheid en nie te beklei nie en om sagmoedig te wees ensovoorts, word dit nooit losgemaak van wie God is. So daar sal altyd eers gesê word wie is God en dit wie God is moet ons dan reflekteer in die oproep van hoe ons moet lewe. Die oomblik as ons die twee goed van mekaar af weghaal, dan sit net 'n klomp reëls en regulasies en dis wette en dit het niks te maak met om iets te laat manifesteer van God nie. So daarom is hierdie gedeelte wat ek vir julle ook nou gesê het, die kerngedeelte van die hoofstuk is in poesievorm. So dit was heel moontlik 'n bekende gebed of liturgie of iets wat miskien gesing is in die gemeenskap wat die mense geken het, amper asof ek nou vanoggend vir ons sal terugverwys na 'n bekende lied wat ons ken uit die liedboek uit. En hierdie opsomming, hierdie stuk poesie herinner dan vir die hoorders wie God is en waarvan hulle ontvangers is. En eers as hulle dit hoor, moet hulle amper kan onderskei wat dit vir hulle beteken en hoe hulle moet leef. En ek wil graag by hierdie 4 verse stil staan. Want daar's 'n baie belangrike werkwoord in die eerste vers en daai werkwoord is verskyn. Toe God verskyn het. So in die vroegste kerk was daar net 2 groot feeste. Dis eers later wat dat Kersfees soos ons hom nou ken op die 25ste gevier is. Maar in die vroegste kerk was daar basies Pasen, Opstanding Sondag, dit was ook die dag waar daar meestal gedoop is, en dan die Epifanie, wat nog steeds in Januarie gevier word. So Epifanie beteken letterlik in Grieks
verskyn. So toe God verskyn het tussen ons, dis wat ons vier. God het tussen ons verskyn in Christus Jesus in sy geboorte. En wat Titus hier skryf is, wat het verskyn? Wie het verskyn? Hy sê toe die goedheid en die menseliefde van God ons verlosser verskyn het. En dan is daar twee woorde, goedheid en menseliefde, wat ek iets net oor wil sê. So die eerste woord wat vertaal word met goedheid, kan jy ook vertaal in Engels met kindness, of generosity, gulheid, sagmoedigheid, toe dit van God tussen ons verskyn het. En die tweede woord, menseliefde, is een vaste woord, is philanthropos. So phila is een van die baie Griekse woorde vir liefde, dit is soos vriendskapsliefde, dit is die liefde wat ek het vir mense, gemeenskaplikheid. So hier staan eintlik dat God 'n vriend van mense is, 'n menslievende God is. Dit laat my baie dink aan die woorde wat die engele aan die skaapwagters gesê het, toe hulle verskyn het in die nag en gesê het, in wie God 'n welbehae het, die menslievende God. En dan is daar ook 'n belangrike woord in vers 5, waar daar staan, maar op grond van sy ontferming het hy ons gered. Nie op grond van ons werke nie. Ons het ook nou nog gesing, wees ons ontferm u oor ons, op grond van die ontferming. Ek dink ons ken die Engelse woord mercy 'n bietjie beter. God have mercy, om merciful te wees op grond van sy mercy, wat hy ryklik uitgegiet het in genade. En hierdie woorde goedheid, menslievendheid, ontferming is dan ook skakerings van liefde. En dan kan jy sê, okay, maar dit klink net so sag, soos liefde partykeer klink. Miskien net so fluffy. Maar dis allermins as ons met hierdie woorde gaan stilstaan. Die eerste beeld wat by my opgekom het is rondom mercy en ontferming is een van my, ek het maar 'n klomp gunsteling heiliges, wat maar. Een van hulle is 'n 6de eeuse man, Dorotheus van Gaza. Hy was die hoof van 'n klooster in Gaza. En hy het baie geskryf om sy monnike te leer en aan te moedig. En hy was, as jy sy geskrifte lees, nooit veroordelend nie. Hy was altyd diep bewus van sy eie swakhede, die swakhede van ander. Hy was diep bewus van die ontferming van God teenoor hom, en dat hy ontferming dan moet hê vir ander. En hy het aan sy monnike 'n wêreld beskryf. Hy het gesê, die wêreld is soos 'n sirkel, en dat God is in die kern van die sirkel. En hy het gesê, hulle moet verbeel 'n sirkel, as ons miskien kan dink aan 'n fiets se wiel, daar is mos speke, wat van buite af almal kom terug na die sirkel toe. En hy het gesê, as jy van buite af na die kern beweeg, elkeen op sy eie weg, elkeen op pad na God toe, gaan jy agterkom dat hoe nader jy aan God kom, hoe nader is jy dan ook aan jou naaste. Dat hoe nader jy by God is, hoe nader is jou naaste ook aan jou. En dan het hy hulle aangemoedig en gesê, hy weet dat ons sukkel om lief te hê, ons sukkel om deernis te hê, ons sukkel om ontferming te betoon, maar dat ons dit bietjie vir bietjie moet doen. Klein bietjie op 'n slag, dade van deernis moet beoefen. Maar dan gaan hy voort en hy sê, maar as jy mooi daaraan dink, kom alle goedheid, ontferming en menseliefde, soos ons nou gelees het in Titus, kom tog van God af. God is daarvan die bron. En eintlik is dit dan nie ons goedheid en ons ontferming en ons deernis wat ons teenoor iemand anders betoon nie. Dis God se goedheid wat oorspoel na die ander, want ons almal deel in daardie goedheid en daai goedheid spoel oor, en dit word dan geskenke ook aan die wat sukkel en die wat ver is.
So met hierdie beeld in gedagte en die Matteus teks in gedagte, wil ek vir ons aan 2 elemente van God se liefde en goedheid herinner. Die eerste is in Matteus 1, dat God in Christus eerste na ons gekom het. Hy het eerste lief gehad. En hierdie gedeelte, dink ek, is ons so bekend mee. Die vertelling waar Josef is in Matteus die hoofkarakter, is vir ons so algemeen. Ek dink nie altyd dat ons implikasies daarvan regtig bedink nie. So wat Matteus doen in vers 18, hy doen dit in vers 1 ook, as daar staan gebore, staan daar eintlik in Grieks Genesis. Hy sê eintlik dis die begin, dis die Genesis. En wat Matteus doen is hy plaas die hele geboorte van Jesus in verhouding met die eerste 5 boeke van Moses, met Genesis, om te sê dis dieselfde God wat in die begin gesê het, laat daar lig was, wat geskep het, wat dinge begin het, wat die skepper is van alles, die een wat die Genesis laat gebeur, dis dieselfde God wat hier in Jesus Christus met die geboorte iets laat gebore word, iets laat begin. Hy doen dit om te sê dat die verhaal van Jesus is nooit los van die verhaal van die skepper God van die Ou Testament nie. Dis dieselfde verhaal, dis dieselfde God wat in Jesus se geboorte teenwoordig is, dis dieselfde ware skepper God wat nog met ons besig is. En dis hierdie skepende God wat dan vir Josef uitdaag. Want Josef word altyd uitgebeeld vir alle Matteus as standvastig, as rooted, as regverdig. Iemand wat weet wat is reg en wat is verkeerd. 'n regverdige man wat die wet wil nakom. En as hy die wet nakom, moet hy nou vir Maria los. En nou word hierdie man wat binne die wet leef, wat bekend is as regverdig, word nou uitgedaag om te waag. Want skielik lyk liefde anders. Hy moet nou heeltemal buite sy rol optree, buite sy gemaksone opstaan. Die standvastige man moet iets anders doen as wat die wet van hom vra. En daai iets anders gaan ook vir hom op 'n stadium vra om te vlug met 'n vrou en 'n babatjie. Want iewers is God se liefdesplan besig om uit te speel en dit dop om en dit lyk anders en dit verras. En dan is liefde die Immanuel, die God tussen ons, en dit volg glad nie 'n resep nie. Nie die resep wat Josef in elk geval van bewus was nie. Een van my gunsteling skrywers, Alan Jones, skryf op 'n stadium dat love is not normal. Liefde is nie normaal nie, want as liefde normaal is, dan is dit fluffy. Soos ons dit hy sê, dis nie gedefinieer, it's not defined by custom and fashion or views of the dominant nie. Ons moenie partykeer soos die wêreld liefde verstaan, dink dis die liefde waarvan ons werk nie. Hy skryf, love is the enemy of love. Because love is unpredictable, onvoorspelbaar. Die liefde wat die krag is onvoorspelbaar. Dit is amper die teenoorgestelde van die fluffy. Dit vra van Josef om alles waaraan hy vashou om te dop, om te waag, om saam met hierdie skepper God 'n pad te loop. Hierdie God met ons, by ons, se verlange na ons. Dis ook so dat die ander Griekse woord vir liefde wat in die Bybel gebruik word is eros. Dis essensiële, dis 'n kragdadige begeerte liefde. En dat dit ook hier inspeel in hierdie manier wat God na ons toe kom. En dan, so aan die een kant dop liefde om die regverdige man moet nou anders dink oor God. Aan die ander kant, en dit haak aan wat by Dorotheus ook geskryf het, liefde word dan iets wat
jy namens ander kan uitoefen as 'n krag. Nie jy nie, God deur jou. Ons het nooit ter wille van onsself lief nie. Ons wat hier by die see bly, veral oor Kersfees, die tyd van die jaar, is dit altyd vir my opvallend dat hoe hanteer ons vakansie? Gaan jy see toe of gaan jy kerk toe? So nou kom jy kerk toe en dan dink jy miskien jy is bietjie beter as die wat see toe gegaan het. Alhoewel die bekeer is ook so dat mens nie wil nie. Maar ons weeg mos heeltyd onsself van hoe goeie gelowige is ek nou teenoor die ander. Ek is daarom nou hier, ek doen daarom nou dit, ek help daarom nou hier uit. Liefde is heeltemal iets anders. Liefde beteken dat ek weet nie almal kom nie. Maar ek oordeel nie, ek kom namens. Ek kom vir die een wat nie kan kom nie, of nie wil kom nie, of te bang is om te kom, of te moeg is om te kom, of te lui is om te kom. Ek doen dit namens. Want dis tog die kern van die evangelie, dat Christus namens ons liefgehad het. Ek kan namens ander bid, ek kan namens ander lief hê, ek kan namens ander leef. En dis, ek wil terugkom nou wat Dorotheus geskryf het. Hy het gesê dat daar is moontlik, onthou hy was in 'n klooster opset, daar's moontlik van hierdie monnike en broers wat hy daagliks mee te doen gehad het, wat hulle lewe baie gewy het aan gebed, wat hard beklei het teen hulle begeertes, wat regtig bedoel het om in ontferming te leef, maar dan word hulle eintlik maar net kanale van God se goedheid wat oorvloei aan ander. Dis nie hulle sin nie. Hulle kan dit nie toeëien nie. Dat is eintlik net God, die mensliewende God, wat mensliewende mense kan skep en maak. Liefde is namens, liefde is ontferming, liefde is goedheid, liefde is kindness. En toe ek nou gedink het aan die sirkel, en wat hy sê, hoe nader ons aan God kom, hoe meer sien ons mekaar raak, dan dink ek ook in Kerstyd, kom ons almal tog, het ons 'n verlange na dieselfde iets, en daai iets is die baba, die kind in die krib. Ons kom almal eintlik by mekaar om die krib. Ons staan eintlik almal vanoggend om die krib. Dis waar ons staan. En as jy daar staan en jy kyk langs jou, dan sal iemand langs jou, en daar's iemand agter jou, en daar's miskien iemand voor jou. So hoe nader ons aan die krib kom, hoe nader kom ons aan mekaar. Hoe meer ons groei, hoe meer kan ons aan groei ook in ontferming, omdat dit is wat na ons toe oorgespoel word vanuit Christus die bron, die een wat eerste lief gehad het, die kind in die krib. Ons staan eintlik teenoor mekaar as ons om die krib staan. En dis die teenoor mekaar wat kragtig is, wat nie fluffy is nie. Wat die wêreld kan verander. Iemand het geskryf, toe die ware karakter van God verskyn het. En ek wat Titus vir ons sê, toe die goedheid en die menseliefde van God ons verlosser verskyn het. Toe die ware karakter van God verskyn het God gered. Dan ons verlossing is geleë in wie hy is, in ontferming, in liefde, in deernis. Ons sê baie keer in Engels, looks are deceiving. Liefde is dit, soms deceiving. Maar dit is die vreemde krag van die kind, wat gekom het, wat ons nader trek, wat na ons verlang, wat ons gered het. Amen. Kom ons bid saam.
Here God, in ons wese weet ons die tyd van die jaar dat iets groots gebeur het wat ons vier. Ons is opgewonde oor geboorte. Die verhaal gee vir ons moed. Dit herinner vir ons aan die goedheid, aan die ontferming. Hier, ons kan dit nie altyd verwoord nie, en ons kan ook nie altyd verstaan hoekom ons daarna verlang in 'n wêreld waar dit eintlik vreemd is om hoop te plaas in iets wat so magteloos lyk soos 'n baba nie. In 'n wêreld van sterk mag, wrede mag, fluffy liefde. Tog Here, deur die Heilige Gees kry jy dit reg om ons tog te laat vashou aan 'n liefde wat anders is. Wat nie die normale is nie, wat omdop, wat uitdaag, wat oorvloei, wat nader trek, wat namens is. 'n Goedheid en 'n deernis wat alles anders altyd verander en wat die laaste sê het. Here, wat ons vra is dat U vir ons as gemeente, as families, as kinders van U, as ons om die krib bymekaar kom in die tyd, dat ons sal omdraai langs ons, agter ons, voor ons, en dat U vir ons oorvloed, deernis en ontferming sal skenk, vir die wat naby is en die wat ver is. En nie net in 'n gevoel nie, maar ook in daad en in woord. Here, verras U ons ook in die Kerstyd, soos U ons elke dag wil verras. Ons wil uitdaag, ons wil leer om te waag. Here, ons wil die tyd dink aan mense wat alleen is. Here, ons wil dink aan mense wat siek is, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat dit miskien nie die tyd van vreugde is wat hulle graag sou wou gehad het nie. Here, ons dink aan die magteloosheid van mense op alle kontinente wat vasgevang is in oorlog en al die sirkels en spirale van geweld. Here, ons wil bid dat U wat nou kom, die God sal wees wat kom. Die hemele sal oopbreek, dat U ware liefde en ware vreugde sal bring. Dankie Here dat ons ook in hierdie tussenin tyd kan rus aan U wat verskyn het tussen ons, verrassend in genade. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat nie vasgeklou het aan sy goddelikheid nie, maar dit laat los het uit liefde en tussen ons kom woon het. Amen. Ons het nou geleentheid ook om ons offergawes te gee.
Here God, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van U af. Here, ons kan nie aan onsself dink sonder om aan U te dink nie, en ons kan nie aan U dink sonder om aan onsself te dink nie. Neem dit wat ons vanoggend uit te bring en gee vir ons die wysheid en die insig en die ontferming om dit so te gebruik dat ander sal herinner word aan U goedheid en liefde. Amen. Ons slotsang is die bekende lied Dubbel 3-4. God is liefde, juig ons harte, dis 'n adventslied. Ons sing al die verse staande en dan bly ons staan vir die seën. Ontvang ook die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe oplig en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen.